Goeiemôre. Jy luister na die 115de oordeenking in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is aangeleerde hulpeloosheid. Gallup het in 'n 2020 opname bevind dat 7 uit elke 10 mense wêreldwyd sukkel of swaar kry in hulle lewe ervaar. Dit het mos 'n besliste uitwerking op mense se gemoedstoestand. M. Scott Peck begin sy boek The Road Less Travelled met die woorde Life is difficult. In sommige lande rapporteer 'n ontstellende 4 uit elke 10 mense dat hulle simptome van depressie ervaar. Sedert die 1990s het selfdood in die VSA toegeneem met 254%. Daar is nou 'n nuwe begrip wat gebruik word. Deaths of despair. Dood vanweë hooploosheid. Ek was deel van 'n 2 jaar lange navorsingsprojek onder Suid-Afrikaanse, kerkgaande, Afrikaans sprekende jong mense. Die projek is in 2015 voltooi. Ons het bevind dat 25% van jong mense wat deel uitgemaak het van die studie, het aangedui dat hulle aan depressie ly. 7% het al selfdood oorweeg. Onthou nou, ons praat van jong, kerkgaande, gelowige jong mense. Ons weet wat 'n pandemie kan doen soos COVID. Maar wat as geestesgesondheid ons volgende groot pandemie veroorsaak? Dit is die vraag wat Gallup in sy verslag oor menslike welstand vra. Viktor Frankl het reeds die eienaardige tendens opgemerk in die 1960s, naamlik dat mense oënskynlik in gelukkiger omstandighede leef as vorige geslagte, en tog blyk dit dat hulle ongelukkiger is. Daar is meer kos beskikbaar, die ekonomie is meer stabiel, mense kan meer gereeld huise bekostig, lewensstandaarde is hoër as ooit in die menslike geskiedenis. En tog. Daarom verwys hy na die jong mense as die no future generation in Amerika. They've got everything to live by, but nothing to live for. Dink lank hieroor na. Hulle het alles om van te leef, maar niks om voor te leef nie. Martin Seligman, diegene wat al in 2022 ingeskakel was by hierdie reeks sal onthou, ek het 'n 35 episode gedoen oor die tema Flourish, waarin ek na sy boek verwys het. Hy het 'n insiggewende teorie oor depressie. Jy kan nou self gaan naslaan oor die lang agtergrond van die ontstaan van sy teorie en die navorsingsbevindings wat daartoe gelei het, maar in kort hou dit in. Daar is 'n verwantskap tussen depressie en aangeleerde hulpeloosheid. Aangeleerde hulpeloosheid is 'n verskynsel wat waargeneem word in mense en ander wesens, ander diere, wanneer hulle gekondisioneer is om pyn, lyding of ongemak te ervaar in die oortuiging dat hulle niks daaromtrent kan doen nie. Dit is die ervaring en latere oortuiging dat niks wat ek doen sal help nie. Ek's vasgevang in hierdie situasie en klaar. Dis aangeleer, aangesien dit nie 'n natuurlike eienskap van die persoon is nie. Niemand word gebore daarmee nie. Dit word aangeleer. Dink wat gebeur met 'n baba olifantjie wat in gevangenskap is, die kragtigste en sterkste landdier op aarde, wie se diereafrigter sy pootjie aan 'n paal vasmaak. Die olifantjie sal vir ure worstel en stoei om los te kom, selfs dae lank. Maar uiteindelik sal dit opgee in die oortuiging dat dit sinloos is om aan te hou probeer. Hy kan nie loskom nie. In sy eie denkwêreld en oortuiging kan hy glad nie loskom nie en hy sal nooit weer kan loskom nie. Wanneer daardie olifantjie groot is dit sterk genoeg om nie alleen die tou te breek nie, maar elke paal om te trek en as dit 'n sirkus is, die hele tent daarmee saam.
Maar die olifantjie is gekondisioneer dat hy magteloos is. Die tou is sterker as hy. Hy kan nie wegkom nie. By mense is die verskynsel natuurlik meer kompleks as 'n tou om die voet. Maar die beeld is handig om beter te verstaan wat gebeur. Wanneer mense as gevolg van kinderjare ervarings, kan ook later gebeur, tot die gevolgtrekking kom dat niks wat hulle doen sal help nie, kan dit lei tot depressie. Want nou is die persoon vasgevang in die pyn, in die lyding, het sy dit fisies of emosioneel is, met die absolute oortuiging dat dit die lot is wat vir hulle bestem is vir die res van hulle lewe. Seligman het bevind dat daar 2 soorte aangeleerde hulpeloosheid is: universele hulpeloosheid en persoonlike hulpeloosheid. Diegene wat ly aan universele aangeleerde hulpeloosheid, leef met die oortuiging dat dit maar is hoe die wêreld is. Daar's eksterne redes waarom ek hulpeloos is. Diegene ly wat aan persoonlike aangeleerde hulpeloosheid, neig om interne redes daarvoor te vind. Die probleem lê by myself. Die wêreld gaan aan. Ander mense is oké, maar ek is nie. Dan sien 'n mens ook 'n breë en 'n spesifieke aangeleerde hulpeloosheid. Breë hulpeloosheid is wanneer mense hulpeloosheid ervaar oor 'n wye spektrum van hulle lewe. Hulle is in geheel hulpeloos. Spesifieke hulpeloosheid gaan oor een area van iemand se lewe waarin hulle dink dat hulle hulpeloos is. Iemand wat dink ek is dom, of ek is nie sterk nie, of ek is nie goed genoeg nie. Watter aspek van hulle lewe ook al. Om met die oortuiging te leef dat niks wat jy doen of probeer sal ooit jou omstandighede verander nie. Het gaan altyd so wees en bly, is inderdaad 'n rede om depressief te voel. Maar is belangrik om dit vanmôre in te sien. 'n Persoon wat hulpeloos voel, is dit nie in werklikheid nie. Dis in hulle eie kop, in hulle eie oortuiging. 'n Tou om die voet. Maar hulle kan die tou breek. Die paal omtrek selfs die hele tent. Ja, daar was 'n tyd toe hulle dit nie kon regkry nie. Toe hulle klein, magteloos of siek was of wat ook al. Maar nou leef hulle en die tou is aan hulle kop vasgemaak, aan hulle brein vasgemaak, om dit so te stel. Ek hou van Gustav Gou se definisie van depressie. Dis beide speels en interessant. Hy sê, depressie sê eintlik vir ons alles. Die persoon se behoefte om depressed te word. Jy wil nie pressed voel nie. Daarom is die nare gevoel wat jy het 'n herinnering dat jy verkeerd hieroor dink. Dis om my eie beeld te gebruik, 'n dashboard liggie wat aangaan in jou lewe. Stop jou kar, daar is fout. Jy kan nie met hierdie oortuiging voortleef nie. Nou sluit ek aan by gister oor die versigtigheid vir medikasie. Gestel nou jou depressie word veroorsaak deur aangeleerde hulpeloosheid. Jy's regtig sielsongelukkig, want jy leef nou met hierdie pyn en hierdie magteloosheid in jou lewe. En om beter te voel daaroor, drink jy medikasie. Maar as jy dit doen, het jy eintlik die hele oefening verkeerd verstaan. Die depressie wat jy ervaar, wil eintlik vir jou sê, jy moet anders hieroor dink en jy moet nuwe strategieë soek. Moenie meer met hierdie leuen glo nie. Dit klink nou eintlik erg, maar in daai geval moet dit jou pla, tot jy vry is van die leuen. Yvonne Retief gebruik 'n uitdrukking wat my altyd bybly. Sy sê, jy weet, die duiwel kan ons nie van die ewige lewe beroof nie, maar hy kan dan waaragtig ons lewe hier op aarde hel maak. Wat sy bedoel is, die verleiding om die leuen te glo, in die seer te bly, verkeerde lewensdraaiboeke te volg en dies meer, is om nou reeds hel te beleef op aarde.
Kom ons bid saam. Hemelvader, maak ons vry van die leuns. Bevrou ons van ons aangeleerde hulpeloosheid, sodat ons die lewe in sy volheid kan herontdek, kan omhels en voluit kan leef. Leer ons om so te leef. In Jesus naam. Amen. Indien jy worstel met depressie, en is nou al regtig 'n lang tyd dat jy so aangaan, wil ek jou vanmôre aanmoedig, selfs by jou pleit, gaan sien 'n goeie beraader of terapeut. Ons almal het blinde kolle in ons lewe. En is so bevrydend om met iemand te kan praat en daai swaar jas van jou lewensrug afgooi. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.